Weet 'n Bybel by hom. Waar staan dit? Psalm 3. 103. En Johannes 3 vers 9. 1 vers 9. Met ander woorde, dit staan in die Bybel nie. Okay. Maar loof die Here. Loof die Here. Wat ek vanmôre wil sê is, uit ons alles wie ons is, loof ons die Here nie. Ons gaan nie kans gee om vir iemand om ons te boelie vanmôre nie. Ons gaan nie kans gee dat jy jouself moet boelie nie. Ons gee ons nou oor vir die Here en sê, Vader, laat U wil geskied volgens. Prys sy naam. Ons het toe Dinsdag afskeid geneem van Tannie Marley en oom Martinus. En maar ek het daarom hulle adres gekry, sy het so bewoog en ek sê, maar ons gaan vir julle nagmaal kom bedien. So, miskien moet ek en jy 'n bietjie eendag ook 'n goeie draaidag gaan maak. Nou gaan we swaai as die nagmaal. That's good. Yes, kyk die dinge net nie op. Ja, die gunste van die Here in die deel. Moet ek weet van nog iemand wat oulik is? Dan nie. Heidi was bietjie oulik, maar sy is weer terug. En saam met haar oulikheid nie, moet ek gehoor het, sy het lang paartjies gehou. Lang paartjies. Maar dan word die een 70 en die ander een nie. Maar paartjie hou hulle paartjie. Maar dit is goed as mens by die familie kan wees. Nee. So baie kinders en ouers wat nog nie daai gemeenskap het met mekaar nie. Prys sy wonderlike naam. Die lyn en Maries terug. Goeie dag gehad verlede Sondag. Sy het daarom iemand gekry wat uitgekom het wat sy hart vir die Here gegee het. Dis die belangrikste. As iemand net sy hart vir die Here kan gee. Dankie. Loof sy heilige naam. Kom ons sluit ons. Ons kosbare hemelse Vader, hoe goed is dit om in U teenwoordigheid te wees? Nie net in die kerk nie, maar ook op ander plekke, maar net om te kan bevestig hoe goed is dit in U teenwoordigheid. Want U Here is heilig. U Here is ons algenoegsame. Ons ewige God, Here, voor wie ons wil buig. En vanmôre, Vader, wil ons juis ons liefde verklaar aan U. Ons wil verklaar, Here, dat dit dieselfde liefde is wie U is, wat in ons is. Sal U ons seën vandag, sal U ons aanraak, en ook by ons tafel vanmôre, dat ons sal weet, ons sit aan by 'n liefdesmaal. Dit wat U vir ons voorberei het. Nagelaat het, sodat ons dit kan gedenk en herdenk in Jesus naam. Mag ons dan vanmôre opgewonde wees wanneer ons 'n lofoffer tot U bring, Here. Laat hierdie lofoffer sal wees tot eer en verheerliking van U heilige naam. Mag ons net vanmôre bly wees, dat ons in die huis van die Here kan vergader en die volk van die Here sê. Amen. Prys sy wonderlike naam. Ek het vir Elyn gevra, as my stem oppak, dan sal ek vir haar wys waar ek opgaan met my boodskap. Dan kan sy net aangaan. Julle moet nou vandag oplet in die klas, hoor. Ek was vrotziek tot vanmôre. So ek het geprobeer vir een dag se siekverlof, maar ek kon dit nie kry. Staan saam met my, staan saam met my. I believe my lovely God, oh glory, glory, Christ is mine. All to Thee, my now inside. I have been redeemed. I'm redeemed, my lovely God. Oh glory, glory, Christ is mine. All to Thee, my now reside. Oh, I have been redeemed. I'm redeemed, my lovely God. Oh glory, glory, Christ is mine. All to Thee, my now reside. I have been redeemed.
Met my hele siel vanmôre bemin ons U. Here, U is die kroon van ons lewe. U is die kroon van ons siel. Mag dit dan met ons goed gaan, Here, soos wat ons U loof en prys vanmôre. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I sing out a song. I sing out a song to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands unto Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, singing, I love you, Lord. 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 Glory to Jesus. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Ora battere babasilie. Kiana rubon turubusie. Here, hoor ons liefdeslied vanmôre. Hoor ons harte vanmôre wanneer ons uitreik na U, o Here, want U is ons verlosser. U is ons zaligmaker. U is ons trooster, Here. U is hierdie God wat 'n belofte gemaak het en nog nooit gebreek het nie. Hy sê, ek sal met julle wees. Ek sal met julle wees tot die volleinding van hierdie wêreld. Handere babasi. Shana robon turubusi.
Loof die Here, loof die naam van die heilige God. Dankie, Here. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Kom ons hier ons. Ons maak die woord vanmôre oop by 1 Johannes, die 4de hoofstuk. Prys die naam. Vanoggend wil ek met u gesels hier uit 1 Johannes, die 4de hoofstuk, daarvan af verse 7, en as jy die woord môre oopmaak, dan wil ek jy moet hom oophou. Want ek wil so 'n bietjie hê ons moet so 'n bietjie shopping doen, alles uit dieselfde hoofstukkie uit. Want ek wil vanmôre weer verder gaan met die gedagte wat ons reeds het, of wat ons oor praat, oor bloedgewaste gelowiges. So, daar's eintlik min dat daar krediet aan gelowiges gegee word. Dan word dit altyd gekyk na die ouens wat stout is. Nee, alright. Bloedgewaste gelowiges. Kom ons lees daar vanaf vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. Amen. Dit eintlik handel die hele gedagte af, want die liefde is uit God. En elkeen wat dan lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Oh, wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. En al wat die Here vra, wees lief, soos hy lief gehad het. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Dit is eintlik 'n eina in plaas van 'n amen, nee. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser vir die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het hierdie liefde van God tot ons, wat ons tot ons het, leer ken en glo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, hoor, vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soveel gelowiges
stres nog steeds vir die oordeelsdag. As jy gelowig is, dan beteken die lied wat ons so baie sing, ek is vry, 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 Christus maak my, dan beteken dit ons nou niks. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Jy hoor dit nie. Ek wil hê dit moet insink. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broeder, wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Vader, baie dankie vir hierdie kosbare gedeelte. U liefde, Here, is dit wat ons dra. U liefde, Here, is dit wat vir ons uithou vermoë gee. En dan ook vanmôre te sê, spreek, Here, u diensknegt luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here. Bloedgewaste gelowiges. Dis so 'n mooi woord. En ek gaan nog 'n paar keer hieroor praat. Bloedgewaste. Maar my tema vanmôre rondom bloedgewaste gelowiges gaan oor ons versoening met God is sigbare liefde gemaak. Dit is nie sommer net iets wat ons het nie. Alles wat ons het ons van die Here ontvang, en dit sluit liefde in. Maar nou is daar 'n gedeelte wat ek nou vrede op moet maak, is dat God se liefde is gister, vandag tot in alle ewigheid. God se liefde is in die verlede, die Here en in die toekoms. En wanneer ons na hierdie geleesing kyk, dan kan ons juis uit 3 oogpunte kyk, uit 3 hoeke na hierdie skrifgedeelte. Juis oor die verlede, juis oor die Here en juis oor die toekoms. Wanneer ons vanoggend kyk na die verlede, dan kan ons vanmôre verklaring maak om te sê dat die versoenende liefde sigbaar gemaak is alreeds in die verlede. Want wanneer het Jesus gesterf? Nie eintlik in die verlede nie, maar ons hou dit nog vars in ons, maar in die verlede, 2000 jaar terug. Die skrif leer vir ons, God is liefde. Nee? So dit is nie iets wat hy ook doen nie, dit is God is liefde. Wat dan beteken dat dis nie 'n aktiwiteit van God om lief te hê nie, of liefde te gee nie. God is liefde. En as ons hierdie aktiwiteit nog verder verkeerd wil verstaan, is dit nie alles wat hy, in alles wat hy doen, sê baie, het hy ook lief. Wat verkeerd is, nee. God is liefde in alles wat hy doen. Hy het nie nog lief ook nog vir jou nie. Hy is liefde. Vanuit sy liefde begin hierdie kosbare verhouding wat hy met my en met jou wil hê. Wanneer die woord sê God is liefde, dan beteken dit dat alles wat God doen hy deur sy eie liefde. Hy gee homself oor, sodat ons hom kan ervaar, dat ons op die einde van die dag kan uitroep, my Here en my God. Want hy doen dit met soveel liefde, dat ek dit kan verstaan. Hy doen dit op die einde van die dag, wanneer ek hom aanroep en sê, Here, vandag het ek u aanraking nodig, 'n genesende hand. Maar wanneer ek dit noem, en dan wanneer die Here na my toe kom, dan is dit so asof ek nie God ervaar, ek ervaar sy liefde. Ek ervaar sy omgee. Ek ervaar hy wat gesê het, ek sal met jou wees. Maak nie saak waar jy is en hoe jy voel nie. Toe God geskep het, hierdie aarde geskep het, en die mense en die diere wat daarin, het hy dit uit liefde uit gedoen. Toe God ons geoordeel het hy dit ook uit liefde uit gedoen. Toe God ons verlos het hy dit ook uit liefde gedoen. Wanneer God ons bewaar,
doen hy dit ook deur sy liefde. God regeer deur liefde. Sy liefde is wonderbaar, en daarom kan ons amper die woord gebruik, die werkwoord vir God is liefde. Dis wie hy is. Dit beskryf God. As ons 'n God het wat net bestaan, soos hy wat met die gevoude beentjie sit, of hy wat 'n boom geword het, of hy iets anders dit, of wat bestaan het en begrawe is, maar nooit opgewek is uit die dode uit is, dan is hy nie 'n God nie. Dan kan ons hom nie lief hê nie. Dis liefde wat aan ons sigbaar gemaak is. God se liefde het aan ons sigbaar geword die oomblik toe ons hom ken en toe ons aan hom begin glo. En wanneer het dit gebeur? Wanneer daar die finale deel gebeur, toe sy seun aarde toe gekom het. Toe sy seun vir ons aan die kruis moes begin sterf het. Nou 1 Johannes 4 verse 9 sê vir my, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Jy sien dit nou daar. Dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Nou moet ons so deur hierdie proses nou mooi uitkyk. Wat is belangrik met die woord versoening? Want sê versoening is liefde sigbaar gemaak. Wanneer ons praat van hierdie versoening, kan ons praat van dis iets in die verlede. Toe Jesus aarde toe gekom het. Toe ek aan hom bekend gemaak is, deur hoe ook al, deur die woord, deur prediking, deur die Heilige Gees, het ek hom geken en het ek in hom begin glo. En uiteindelik toe Jesus aan die kruis kom, het die waarheid in my geseëvier. 'n Waarheid dat ek is nou versoen met my Vader. En dit is so lekker om te kan sê dat ek is versoen met my Vader. Dit is so lekker om te kan sê ek is een met my Vader. En dit is waaroor hierdie gedeelte sê. Hy sê ek in my Vader en my Vader in my. Liefde wat die Vader vir my het ek die liefde vir hom. Dit is so 'n heilige familieband wat hier beskryf word. En wanneer die Here so met ons praat, dan moet ons net weet, ek is baie spesiaal. Want hy het in die eerste plek die sonde wat op my moes wees, op sy seun laat neerkom. Sy seun het die boete betaal. Ons is losgekoop. So my prys was baie, baie duur. En al wat ek nou kan sê is, Here, dankie, dat die breuk wat tussen my en God was, is geherstel. Nou het ons vrymoedigheid. En ons lees die woordjie ook hier, vrymoedigheid. Verlede naweek het Dr. Lemmer gesels oor die doop, en hy het so mooi gepraat oor die tabernakel, en hoe die tabernakel uiteengesit is, en volgens die tabernakel sy uiteensetting het hy iets baie duidelik gemaak, dis die orde van God. Jy kan nie een van daardie items rondskuif nie, want jy moes by almal op die regte tyd uitgekom het, en dan, as jy op die einde van die dag besluit, ek wil byna doop, moet jy God se orde volg. Jy moet hom ken, jy moet in hom glo, en dan verklaar jy, Here, op die aandring dat ek U aangeneem het as verlosser en saligmaker, wil ek my nou laat doen. Maar soms moet ek hierdie dinge verstaan. God het aan ons mag verduidelik, toe hy sy liefde aan ons verduidelik het. Toe hy sy liefde vir ons gegee. Want nou wat sê Paulus in Romeine 8? Geen niks kan ons van die liefde van God skei. Skus, ek het net sommer 'n shortcut gevat. Jy wou nog gesê dood en al daarom, maar niks kan ons skei van die liefde wat daar in God. Versoening sê ook dat deur die dood van Jesus aan die kruis dit God goed gevind het.
God was opgewonde. God was tevrede gestel deur daardie daad van Jesus aan die kruis. Die mens verstaan dit nie, maar God het geweet, as dit nie kan gebeur nie, sal ek nie in die volgende stap kan inbeweeg in my lewe nie. En dan sal ek nie kan verstaan wat liefde is. Die eerste liefde is wat Jesus vir sy Vader gehad het. 1 Johannes 4:12 sê, as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Sê maar dankie. Sê maar dankie vir die liefde. Wat nog meer belangrik is dat die Heilige Gees bewaar nou daardie liefde in ons. Die Heilige Gees maak seker dat ons liefde nie verkoud nie. Die tweede gedagte is nou juist die versoening en liefde sigbaar gemaak in die hede. Versoening wys hoe gelowiges lief moet hê. Dis wat versoening nou wys. Want God het klaar sy deel gedoen. Hy het klaar gewys, nou moet ek dit wys. 1 Johannes 4:11 sê vir my, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. As ons kyk na hierdie wêreld, gebeur dit nie. Dan sê hulle, ja, maar moet nou net nie na die liefde van die Here en die politiek by mekaar uitkom nie. Dis twee verskillende. Nee, God het ons as een geskape, ons is veronderstel om 'n familie te wees. Niks kan duideliker gesê word as dit wat God van ons vra nie, dat ons op grond van sy liefde mekaar moet kan lief hê. 1 Johannes 4:20. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Opdrag. Dis dood eenvoudige opdrag. Ek wat God is, wat jou geskaap het, wat aan jou alle gawes gegee het wat jy nodig het, vra van jou, wees lief. Verdra mekaar, bid vir mekaar, dra mekaar op aan die Here, wees lief vir mekaar. Wanneer ons God se liefde eers beginne beleef, hoor nou vir my, wanneer ons God se liefde eers beginne beleef, dan kan ons die liefde vir mekaar eers beginne beleef. So dit is nie net julle het dit nie. Want die uiteinde sê, naaste liefde, wat party ouens sê, staan tweede in die queue. Maar God sê, dis een. Dis een. Hierdie liefde vir jou naaste, moet ek uitleef. Hoekom? Die eerste en die grootste rede is, God het die versoeningswerk bewerk vir my. So ek kan dit nou doen. Die versoeningswerk het vir my vrymoedigheid gegee om dit te kan doen. Hierdie liefde wat ons vir ons naaste het, is nie net 'n stukkie prestasie wat jy doen of wat jy gaan ontvang as jy dit doen nie. Liefde is vir my gegee om my in staat te stel om te kan lief hê. Uit ons eie kan ons nie lief hê nie. Niks. Ons sal mekaar altyd dwars in die oë kyk, want God bly mos in ons. Daarom kan ons, hy het ons lewe oorgeneem. Hy het nie my lewe oor, ek het gesê die dag toe ek hom aangeneem het as my verlosser en saligmaker, te sê ek, Here, alles van myne is nou die syne. Daarom sê ons is saamgebind deur die Heilige Gees. En ons is daarom sigbaar vir mekaar. Egte versoening word hierdeur bevestig deur die mate waarin ons liefde toepas. Egte versoening. Die derde gedagte is, versoening is liefde sigbaar gemaak, dan nou vir die toekoms. Wat van die toekoms? Moet ek nie net nou almal lief hê, nou die Here lief hê nie.
Dieselfde Jesus wat uit die graf uit opgestaan het, hemel toe gevaar, kom eendag terug. So ons moet kyk na die toekomstige gelowiges. Dit wys net dat die versoening alle vrees uitgedryf het. Ek is nie meer bang as Christus gaan terugkom nie. Ek is nie meer bang om voor sy oordeele te staan nie, want waarvoor kan hy my nog oordeel? Hy het my reeds vergewe. En dit het ons al oor gepraat 2 en 3 Sondae terug. Daardie oordeelsdag is vir almal 'n kleintjie dood. Wat gaan nog in daai brief staan? Nee. As bloedgewaste gelowiges is ons vrygeskel. So ons is nie net hier om te gaan kyk of daar nie nog 'n oorblywende sonnetjies nie. Jy moet dit jouself uitsorteer, want jy self gaan onder die bewerasie staan wanneer jy voor Jesus verskyn. So ons het net nodig om te sê, Vader, hier is ek nog steeds. Deurboor my met u liefde. Soek, Here. En kyk of daar iets is soos wat Dawid gesê het. Sien of daar iets is van hierdie liggaam wat nie aan die liggaam behoort nie. Omdat God ons liefhet en ons hom liefhet, praat ons nou van geherstelde verhoudinge. 'n herstelde liefdesverhouding. Hoor wat sê 1 Johannes 4:18. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Dit gee vir my een kosbare gedeelte, vrymoedigheid. Vrymoedigheid, as jy 'n bloedgewaste gelowige is, dan het ek die grootste vrymoedigheid om voor die Here neer te buig. Ek het die grootste verwagtinge van my Here. En wanneer hierdie dinge gebeur, dan kan ek vir die Here sê dat vrees het geen plek in my lewe nie. Want liefde het oorgeneem. Liefde het oorgeneem. God het klaar gestraf wat gestraf moes word. Onthou hierdie liedjie as jy weer in die storm kom. Ek is vry. Ek is vry. Ek is losgekoop. Die kettinge is gebreek. God het sy versoenende liefde aan my bewys. Dis die enige bewys wat ek het. Dis al wat ek nodig het. Die Vader het my nie meer gedistansieer van my nie, maar ek is nou nader getrek na hom toe. Daarom kan die verlede, die Here in die toekoms nie ongedaan maak van God se liefde en sy teenwoordigheid in ons lewe. Hy sal en hy sal altyd wees, gister, vandag tot in alle ewigheid. Sal hy vir ons lief wees. Wat ons het, maak nou juis ons toekoms wonderlik. Wat die kruis gemaak het, kan nie een van ons miskyk nie. En wat God se liefde gedoen het, kan ons, nou dat ons hier by mekaar is en die gees van God in ons midde is, kan ons nie vir mekaar miskyk nie. Dit is nie wonderlik nie. Wederkoms, kom Here Jesus, kom. Ek het U lank verwag. Kom Here. Wat ons nou het, my liewe broer en suster, in die kerk vandag kan ons mekaar so oë vaskyk en dit wat ons in die kerk het, kan ons dit, wanneer ons dit beoefen, kan ons sê, alles maak sin. Sonder liefde kan 'n kerk nie bestaan nie. Dit gaan nie net oor die addisionele dinge wat ons moet verrig in die kerk nie. Maar dit gaan oor, wanneer ons by mekaar is daar een met 'n lied, een met 'n woord, een met 'n vermaaning. En ons weet dat, wanneer ons hierdie dinge doen, dan kan ons dit net doen, wanneer Christus se bloed oor ons gekom het, en ons dit waardig geword het. En ons het waardig geword het, want die bloed van die Here Jesus, het vir ons iets kom wys, wat vir ons baie belangrik is. Die weg, die waarheid en die lewe. Is dit nie mooi nie? En hy het dit in ons binneste uitgesaag. Daar's 'n ou koortjie, nou lied wat daar in die 60er jare deur 'n ou pastoor Uys geskryf het. Een druppeltjie. En as ons moet dink
aan wat hierdie lied sê van een druppel bloed. Jesus het sy hele lewe gegee. Alles wat binne hom was, het hy uitgestort aan die kruis nie. Maar die waarde van een druppel bloed moet ons besef. Al reis my sonde, daar's ook vir my in Jesus bloed. It's on the camp, don't fear that girl in the command. See my man, in the blue, can I see? I'm way from home, the heart here, in my home. And say, genade for my gestolen, daarin sy hande voete sy, vloei daar 'n stroom van bloed vir my, wat denk jy nog kan voldoen, en al die wêreld stof versoen. Ek druppel bloed, wat in my siel, en wanneer die Here sê, en die woord vanmôre verklaar, dat ons in hom volmaak sal wees, dan vra ons vir onsself die vraag, een druppel bloed? Klaar die woord vanmôre, dit is al wat nodig is. En omdat ons het so stry en betwis, sê iemand baie kosbaar vanmôre, dis hoekom dit nie goed gaan in hierdie wêreld. Ons is almal lees dieselfde woord. Ons almal bely dieselfde God. Maar as dit by die mens kom, dan distansieer ons mekaar. Dan het ons gelowe, dan het ons konstitusies, ons het wette opgestel wat ons van mekaar wegdryf. En weet, die ergste daarvan is dat die mens sê, dis reg, ons moet van mekaar verskil. Ja, wanneer dit by Gods woord kom, hy sê het ons een gemaak. Ons is in sy familie ingebore. Daarom sê die Paulus toe hy gesê het, die nag waarin hy verraai is, hy die brood geneem en dit gebreek en gesê, hier is die liggaam van Jesus Christus wat vir my en vir jou gebreek is. Dit maak ons weer opnuut opgewonde, bewus daarvan dat alles is vir my gedoen. En my sluit nie 'n enkel persoon, sluit die hele wêreld. Neem eet my liggaam wat vir julle gebreek is in Jesus naam. Baie dankie. Ons het ooit gesê. Mag hierdie liggaam van Jesus Christus vanmôre nog duideliker word, naarmate ons die brood van onsself opbreek. Weet jy, is al groot genoeg, breek op jouself. Dit is Jesus se liggaam wat vir my gebreek is. In Jesus naam. Oh, halleluja.
die Here, loof die Here. Die kosbaar Here. Sy liggaam wat vir julle gebreek is. Neem eet. Dis altyd deel van hierdie tafel wat vir ons geskep is en wat vir ewig by ons sal bly. By sy naam. So was daar ook die beker na die ete. Hierdie beker is die Nuwe Testament in sy bloed. Die Nuwe Testament in sy bloed. Wat dan eintlik vanoggend net verklaar dat wanneer ons die brood eet en die beker drink, het ek nie nodig nie, ons het net nodig om die idee van ek doen dit vir die Here. Dit hoef nie wyn te wees nie. Dit hoef nie 'n offer te wees nie, want die offer van bokke, stiere en kalwers tel nie meer punte nie. Dit is met die liefde waarin ons aan hierdie tafel deelneem. Sy bloed wat vir ons gestort is, en daarom sê die woord vir ons, hierdie beker wat nou by ons verbygaan, sy bloed wat vir ons gestort is, tot vergifnis van alle sondes. Prys sy mooi naam. Dankie Here. Prys die naam van die Here. Wanneer ons dit drink vanmôre, Here, laat dit oor ons kom, soos die salwing wat oor die baard van 'n Aaron uitgestort is, oor sy hoof, laat dit drup oor sy baard en oor sy kleding, tot by sy voetenend, dat ons bedek word, en weer vanmôre bewus word van hierdie bedekking, van die bloed van Jesus Christus. En daarom, Here, wil ons uitkyk oor hierdie mooi woord wat sê, ek is 'n bloedgewaste gelowige. Ek is nie net 'n gelowige nie, maar deur die dure bloed van Jesus Christus het hy my losgekoop, losgemaak van hierdie ou wêreld in Jesus naam. Prys die Here. Loof koning Jesus. Loof koning Jesus nou. Aanbid hom as Immanuel nou, God in ons midde. Sy bloed wat vir ons gestort is, tot vergifnis van alle sondes. Neem drink daarvan. Geniet die teenwoordigheid van 'n lewende en 'n heilige God. Prys die Here. Storie gesê ek kan aangaan. Toe ek sit en ons so die hoofstuk bestudeer. Ek net daar uitkom. Die 5de hoofstuk gaan eintlik aan met die liefde. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Amen. Here, en daarom kan ons net vir U dankie sê, Here, U het ons lief gehad, Here, en dit wat U op ons plaas, Here, is nie swaar nie, Here. Alles wat U op ons sit, Here, om te doen in gehoorsaamheid, Here, kom van U af, Here, en dit is nie swaar nie. U self sê in die woord, Here, dat U juk is lig, Here. En omdat U ons eerste lief gehad het, kan ons U lief hê met ons hele hart en met ons hele siel. En kan ons U gebooie gehoorsaam wees, deur ook ons naaste, ons broeders lief te hê. Vader, help ons, Here, in ons lewens, Here, daar waar ons miskien sukkel, Here, met die liefde teenoor 'n persoon, miskien iemand wat naby aan ons is, Here, daar waar vergifnis moet plaasvind, Vader. Here, help ons daarmee in hierdie week, Here, om hierdie woord, Here, net weer voor te bring, om self hierdie hele woord weer te gaan lees en te besef hoe lief U ons gehad het,
om die offer te bring wat Jesus vir ons gebring het. En daarom het ons geen verskoning om ander ook te vergewe en om ander lief te hê, Here. Vader, Here, help ons in ons swakhede in hierdie week. Here, maar seën ons ook, Here. U weet wat elke persoon nodig het, Here, emosioneel, Here, en ook in ons lewens, Here. En ons dra dit net aan U op, Here. En ons weet, Here, U is groot genoeg, Here. U is genoeg vir ons, Here. En daarom loof ons U en ons gee U al die eer en ons Halleluja. bid net, Here, dat U elke huisgesin sal seën, Here, daar waar genesing nodig is, Here, dat U hand daar sal wees. Vader, Here, dankie vir al die liefde, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Prys sy wonderlike naam. Ons staan saam met my en dan sing ons 'n afsluitingslied. Ek is verlos deur